God is God en hy doen soos hy wil en soos hy die beste weet. Is hy dan nie alwetend en almagtig nie? In hierdie tergende gelykenis van Jesus, daar in die begin van Matteus 20, leer ons dit juis. In die gelykenis van die grondeienaar, wat op verskillende tye van die dag arbeiders gehuur het om vir hom te werk, verteenwoordig die grondeienaar God. En in Matteus 20 vers 15, nadat die werkers gemor en gekla het oor die vergoeding wat die eienaar uitbetaal het, hoor ons die grondeienaar sê, mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie? Kan jy en ek vandag net vir 'n paar minute stil sit en dalk jou oë toemaak en dink jou 'n bietjie in hierdie gelykenis in? Maar kom ons spring sommer dadelik na die dieper betekenis. Ons is by God. Hy nooi ons elkeen in sy nuwe Jerusalem in. Ons sien iemand wat God net voor ons laat ingaan, maar dit kan mos nie hy nie, nie sy nie, nie hulle nie. Ons, ek het tog baie meer en dan kyk God na ons kant toe. Hy lees ons gedagtes, hy hoor ons harte, en hy vra, mag ek nie met my genade maak wat ek wil nie? Sy kyk is nie kwaai nie, dit is 'n liefdeskyk. Ek kry onmiddellik skaam. Ekskuus Vader. In 1 Korintiërs 2 vers 11 skryf Paulus dan vir ons, watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. In Jesaja 55 vers 8 en 9 reeds hoor ons God self aangehaal word deur die profeet. Die Here sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Ons moet ons elke dag net weer daaraan herinner, dat God soewerein is. Dit beteken hy is die alleenheerser en het alle mag. Hy is alwetend en alwys. Hy besit al die kennis en volmaakte wysheid, wat soos baie van sy eienskappe, indien nie almal nie, ver bo ons begrip en verstand is. God se kennis, wysheid, denke en optrede gaan my verstand te bowe, maar op 'n goeie manier. In die bekende lied wat Paulus aanhef, in Romeine 11 van vers 33 af, hoor ons hom uitroep, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Dink tog vandag gereeld, lank en diep na oor die almag, alwysheid en die alwetendheid van God en eer hom daarvoor, prys en loof hom daarvoor. Kom ons doen dit sommer nou ook. Here, onse God, ons loof en prys en eer U. Ons wil U naam groot maak en U verheerlik. U is inderdaad soewerein. U is almagtig, genadig, vol liefde en trou. U is alwetend en alwys. Dankie dat U vol wysheid en kennis en insig is. Dankie dat U vol genade en liefde is. Al is U oordeele vir ons ondeurgrondelik en U weë onnaspeurlik. Ons wil nie vir U raad gee nie. Ons wil U eer, ons wil U aanbid, ons wil U dien en U lief hê. Dankie dat U ons elkeen in U genade familie ingesluit het. Ons loof en prys U daarvoor. Amen.